Dit is een ding wat ons van die Here kan sê, en dit is, hy's goed. Amen. En ek het al gedink, sou iemand my vinnig moes bel en sê, ek moet nou 'n boodskap gaan bring, iewerste, en ek is nie voorbereid nie. Jy kan nooit verkeerd gaan met die topic, die Here is goed nie. Jy kan altyd die tema maak, jy kan soveel sê onder die tema, God is goed. Want dis wie hy is, dit is die samevatting van alles wie God is. Ja, amen. God is a good God. Amen. En ons gaan vanmôre so 'n bietjie verder met mekaar deel oor hierdie openbaring van wie God werklik is. Ek wonder, kan ons nog daai een liedjie sing? Ons sit nou so lekker en dit is so lieflik. Daai God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. I love him so. I love him so. I love him so. He's so good to me. He saved my soul. He saved my soul. He saved my soul. He saved my soul. He's so good to me. Sal iemand wat gelei vir om te bid? Wie voel ek wil bid? Enig iemand? Frans maar wat jy sê. Abba Vader, Here, aan die Here, kom toe vanmôre. Here is. Here, ons is met nis bekend teen Abba Vader, Here. Ek kom sê vanmôre vir u baie dankie, Here. Here, was dit dan nie vir u se genade nie, Here? Wat dan, hoe dan, waar sal ons dan verwees vanmôre, Here? Here, ons sê al die eer, al die lof, al die prys aan u vanmôre, Abba Vader, Here. Baie dankie, Here, dat u ons uitgedra het, Here. Uitgespaar het, Here. Here, al was die duiwel ook daar, maar u is ook daar, Here. Here, ons kan al die lof, die eer en die prys aan u, Here. Die woord vanmôre gaan. I worship you. Yes, Lord. You are here. Lord, we know you are here. Amen. You are the working. You werk, Here, u werk, soos ons werk, Here. Here, u werk, Here. Here, om ons by ons uit te kom, Here. Here, ek kom bid vir elke siekes vanmôre. Here, kom mirakel vanmôre aan. Here, touch, Here. Only a touch of you, Lord. Then the people is healing Jesus' name. Baie dankie vanmôre, Abba Vader. Seën ons vanmôre met 'n band van liefde en vrede. Here, kom seën elke familie in die kerk vanmôre. Here, seën pappa se wat die woord sê, Here. Here, seën sy familie vanmôre, Here. Here, seën een en elke huis se familie, Here. In Jesus naam. Al die eer, die lof en prys aan u toe. Amen. Amen. Baie dankie. Soos jy kan sien, ons is besig met hierdie gedagte oor hoekom dit nodig was vir Christus om na die aarde te kom. En ons doen dit nou al vir die laaste 2 weke in aanloop van die feesgeleenthede wat op ons wag in die week wat kom. En ons weet dat ons gaan Goeie Vrydag vier om 8:00 die oggend hier, soos ons sommer nou al reeds vir u nooi. Vrydagmôre 8:00 hier by die kerk. En ons gaan net verder gaan met hierdie tema. En dan Sondag sal ons dan afsluit met hierdie gedagte. Die rede hoekom Jesus na hierdie wêreld moes kom. En nou ja, kom ons beweeg verder en ons vervolg net van waar ons laasweek geëindig het. Maar ek wil 'n ander skrif aan u bring en ek wil met 'n ander invalshoek na hierdie gedagte kyk. Lukas 6 en wel vers 35. Maar julle moet julle vyande lief hê. Nou, hoekom lag jy nou?
Voel jy skuldig? Baie moeilik. En goed doen en leen sonder om iets terug te verwag. Daarom leen ek liewer nie. Want dan vind ek terug te verwag nie. Ek leen nie, ek gee. As mense vir my sê, wil jy vir my iets leen? Dit is 'n beginsel by my. Ek sê nee, ek leen nie. As ek nie het nie, dan het ek nie. Maar as ek het, dan gee ek dit vir jou. As jy dit terugbring, dan is dit 'n bonus. Maar ek verwag dit nie terug nie. Dis 'n goeie beginsel. Moenie leen nie, gee. Ja, amen. Hy sê julle loon sal groot wees. En julle sal kinders van die Allerhoogste wees. Jesus. Want hy self is goedertierend oor die ondankbares en die slegtes. Kyk wie sê. Hy sê hy verwag sekere dinge van ons dat ons moet hierdie dinge doen. Hy sê want hy is dit en hy doen dit. Hy is goedertierend oor die slegtes. So julle wat kinders van die Here is, wees julle dan goed aan die slegtes. Want julle Vader is goed. Amen. Wees dan barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is. O Here, ek is die eerste een vanmôre wat my hand opsteek en sê, it's me, O Lord, Jesus. standing in the need of prayer. Yes, my Lord. Hoeveel maal het ek myself skuldig gemaak teenoor U woord? Wat ek nie my Vader verteenwoordig het in hoe ek gespreek het Glory to my en Lord. opgetree het. En ek vra vanmôre as eerste, Here, soos wat Paulus ook gesê het, dat hy is die eersteling onder sondaars, daar vir Timoteus. Dat U gekom het om sondaars te red, vir wie hy die vernaamste was. So kom ek vanmôre en ek sê, Here, vergewe my, waar ek gefaal het, Jesus. om te doen wat U woord van my vra. Skenk ons genade vanmôre. Amen. Wees ons barmhartig, Asseblief, Here. want dit is ons begeerte, Ja, amen. dat U lig so deur ons sal skyn, Dankie, Here. dat die mense U sal sien in ons, Jesus. en sodoende U sal verheerlik. Jesus. Ek vra dit in Jesus naam, en ek dank U. Dankie, Here. Amen. Ja, Paulus het erken, hy was die vernaamste Ja, amen. onder die sondaars. En broer en suster, is dit nie so nie? Dat is een van die dinge wat ons die laaste baie keer aan dink, wanneer ons met God praat. En dit is om vir hom te sê, Here, wees my genadig. Ja, amen. Ons is so haastig om ons versoeke aan die Here bekend te maak en ons lysie voor hom te bring en te bid vir almal en die duiwels te bestraf en al die goed en is goed en is reg. Dis alles deel van gebed. Maar ek vra U, wanneer laas het jy voor die Here gekom en gesê, Here, wees my genadig. Amen. Amen. En ek dink, ons moet dit in gedagte hou vanmôre, terwyl ons deur die woord van die Here gaan toer. Jesus. Maak dit ons van fondasie, en dit is, kom ons kom, met 'n gebroke hart voor die Here, en sê, Here, as dit nie was vir die genade nie, was ek totaal verlore vandag. Amen. En dit is nie dat die Here eens op 'n tyd genadig was toe ek hom aangeroep het nie. Nee, sy genade is nie elke môre. Ek het sy genade vandag nodig. Ja, amen. En wanneer ek môre my oë maak, het ek sy genade nodig. Amen. Dis sy genade wat my dra. Amen. Anders te staan ek so skuldig voor hom. So kom ons hou dit in gedagte. Ons kom
as kinders voor hom, totaal afhanklik van sy genade. Want ons staan almal skuldig voor 'n lewende God, nie waar? Nou broer en suster, Jesus Christus het na hierdie wêreld gekom as 'n verteenwoordiger, as 'n ambassadeur, as 'n verteenwoordiging van die openbaring van God aan die mens. Onthou jy wat ons gesê het laasweek in die evangelie van Johannes, as jy net bietjie verder blaai, in die eerste hoofstuk. Wat sê hy daar in vers 17? Hy sê, vers 18, want niemand het God gesien nie. Die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Hy het gekom om God aan die mens bekend te stel. Om God openbaar te maak. Jesaja sê vers 14, jy sal 'n kind baar en jy moet hom noem Immanuel, God met ons. So die primêre rede hoekom Jesus na die aarde toe gekom het, was om die waarheid aangaande wie God is aan die mens openbaar te kom maak. Want jy sien, in die dae toe Jesus na die wêreld gekom het, was die idee en die konsepte en die gedagtes wat die mens aangaande God gehad het op daai oomblik, was 'n verkeerde beeld. Dit was 'n verwronge beeld. Dit was 'n bedorwe konsep wat die mens in daardie dae gehad het. En kom ons wees maar eerlik, wat die mens maar vandag ook het, met betrekking tot God. En Jesus het gekom om daardie beeld te kom herstel, om die idees wat mens aangaande God het, om dit te kom regstel, om vir die mens te kom wys, wie is hier die hemelse Vader werklik? En ek vra u vandag, het jy die regte idee? Is die gedagte en die beeld wat jy van God het, as jy aan God dink, is dit 'n ware beeld van hom? Of is dit 'n bedorwe beeld? Jy kan selfs die Bybel ken van agter tot voor in Hebreëus, Latyns en Grieks, en jy kan nog steeds 'n bedorwe beeld hê van wie God is. Maar Jesus het gekom om die saak reg te stel. Hy het gekom om die prentjie wat so deurmekaar is vir ons weer te kom uitbeeld, om te kan sê, hier, dit is wie God is. Ons weet, en ons het dit gesê laasweek, daar in Hebreërs, hoofstuk 1, Hebreërs skryf weg van my, Hebreërs 1, vers 1, hy sê, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou dae gespreek het tot ons, tot die vaders, deur die profete, en ons het laasweek daar die klem wat val, maar nou wil ek het verder lees, het hy in die laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Paulus het aangaande Jesus gesê aan die Kolossense hoofstuk 1 vers 5, dat hy was die beeld van die onsigbare God. Jesus self het gesê in Johannes 12 vers 45, hy het gesê, as julle my aanskou, het julle die Vader aanskou. Weet julle nie dat God in my is, en ek in hom? Johannes 10 vers 38, julle kan ook Johannes 14 vers 98 gaan lees, alles dui daarop, dat Jesus en die Vader is een. As jy die een sien, het jy die ander gesien. As jy na die een luister, het jy na die ander een geluister. En dis wat Jesus kom doen. Hy het gekom om God openbaar te maak.
So wat sê dit vir ons? Wanneer ons na Jesus kyk, wanneer ons hom aanskou, en wanneer ons luister na wat hy vir ons gesê het, soos wat ons hier in Lukas 6, dis Jesus aan die woord hier in Lukas 6, wanneer ons kyk na sy doen en late, en ons luister na sy woorde, dan sien ons in dit 'n openbaring van wie God is. Ja. En ek weet nie van u nie, maar ek het 'n openbaring van God brood nodig. En ek weet u het 'n openbaring van die Here baie nodig. Want die wêreld het 'n openbaring nodig van wie God werklik is. Amen. En God se openbaring is 'n skewe openbaring in die wêreld vandag. Die ware God. Die wêreld daar buite bely hulle glo na God, maar die beeld en die konsep van God is so skeef. Dit is so bedorwe. Dit is so verwronge. Net soos wat dit was in die dae toe Jesus gekom het na die aarde toe, om die beeld van wie God is te kom herstel. Weet in die dae van Jesus Christus, ek het vir Johan gesê, ek gaan praat met die Grieke en die Romeine, ek het my woord gestand gedoen. Ons het laasweek 'n wetenskap aangegaan, ons het gepraat oor die Grieke, sê van wie wat, ek gaan sommer dit inbou in die boodskap vir volgende Sondag. Hier bou ek hom nou in. Weet in die dae toe Jesus gekom het, was dit die Romeinse regering wat die wêreldregering was. Maar die Griekse invloed was nog sterk teenwoordig. Dit was geïnfiltreer in die ideologie en in die samelewing en hulle doen en late. En ons weet dat die Grieke, hulle idee van wat God was dat God is nie net een nie, God is baie. Met ander woorde, daar is vele gode. Hulle het geglo as Grieke dat daar is vele gode wat oor die mens heers. En oor veral die emosies van die mens. As jy gaan kyk na die Griekse gode, dan sê jy sien, daar was byvoorbeeld die God van liefde. Hy was genoem in die Griekse taal Eros. Dan was daar die God van oorlog, of Ares. Daar was byvoorbeeld die God van jaloesie, Thonis. Nou nie probeer uitspreek nie. Ek weet nie of ek het reg sê. En dan was daar 'n God gewees van woede. En sy naam was Lisa. Enige Lisa is hier so. Tyd vir 'n naamsverandering. Maar nou nie Lisa soos wat ons in Afrikaans die L-I-S-A net was, L-A-S-S-A. Lisa. Maar hulle het al hierdie gode gehad wat die emosies van 'n mens uitgebeeld het, en hulle het hierdie gode aanbid. Want dit is gode wat ons emosies bestuur. Dan het hulle natuurlik die hemelruim aanbid. Hulle het die son aanbid en die maan en die sterre en al die konstellasies. So hulle hele idee van God was, God is in die natuur en God is in ons emosies en hy heers daaroor. En elke keer as jy seker die emosie uitbeeld, dis 'n God wat daardie emosie opwek in jou. En net so en die Romeine hierdie veelgodery oorgeerf, en die Romeine het ook 'n klomp sulke gode aanbid, net ander name gekry. Weet, Eros het hulle Cupido genoem. En dan hou ons nog elke jaar, vier ons vir Cupido. Ons moet dink voor ons dinge doen, mense. Wie vereer jy, wanneer jy sekere goed doen? Jy doen dit dalk nie bewustelik nie, maar die duiwel vra nie dat jy my bewustelik moet aanbid nie. Jy moet net doen wat ek vir jou vra, bewustelik of onbewustelik, want as jy dit doen, dan vereer jy my. Of jy het nou wil weet of nie. So, en ek meen, kyk vandag. Kyk nie gou hoe word gode uitgebeeld vandag. Kyk na Indië, met hulle Hindu gode. Hierdie Brahma, en Shiva, en Vishnu. Jy al gesien hoe lyk hierdie Indiese Hindu gode? 'n Vrou wat sit kruisbene, met 6 hande en 4 koppe. En dan maak jy dit so. My mamma beter curry as jou ma. Daai. Dis die slangman hier binne hulle wat so seil. Maar kyk net hoe beeld hulle God uit.
Dis hoe God lyk. En as ek hierdie goed sien, dan sê ek, o Here, as daar ooit 'n tyd was, wat die wêreld 'n openbaring nodig het, van die ware God, is dit vandag. Maar hoe gaan God homself openbaar? Jesus is nie meer op aarde vandag nie, hy het heen gegaan. Hou dit in gedagte. Onthou, God is gees. Jy kan hom nie sien nie. Hy is onsigbaar. Tensy hy besluit om homself bekend te maak, en hy het daai besluit geneem deur Jesus. Maar weet jy wat, voor Jesus daar was, het God hom ook aan die mens geopenbaar. En ons vergeet daarvan. En ek wil vir u herinner, dat die openbaring van God kom nie vanaf die dag van Jesus af nie, maar reg vanaf die begin af. Het God homself, sy begeerte bekend gemaak. Hy wil bekend wees aan die mensdom. Hy wil hê die mensdom moet weet wie hy is. Die vraag vandag is, wie is God? Nou, broer en suster, omdat God soewerein is, dit beteken God kan doen wat hy wil. En wie is ons om God te bevraagteken? Om vir hom te sê, hoekom het jy my so gemaak? Of hom te sê, hoekom het jy hierdie besluit geneem? Of hoekom het jy dit toegelaat? Hy is soewerein. En omdat hy soewerein is, het hy in sy soewereiniteit besluit, reg aan die begin, dat hy een nasie gaan kies, om homself aan daardie nasie te openbaar. Wie was daai nasie? Israel, die Jode. Kyk bietjie wat sê Paulus aangaande hierdie nasie. In Romeine, die 3de hoofstuk. Is jy met my? Volg jy nog die storielyn? Kyk wat sê Paulus in Romeine 3, vers 1. Hy sê, wat is dan die voordeel van die Jood? Of wat is die nut van die besnydenis? Vers 2. Groot in alle opsigte. Ten eerste tog, seker dat aan hulle die woorde van God toevertrou is. So wat sê dit vir ons? God het Israel gekies om tot hulle te spreek en homself aan hulle te openbaar. Was God se keuse om dit so te doen. Kyk bietjie wat sê Moses aangaande Israel in Deuteronomium 4. Hy sê in vers 7. Hy sê, want watter groot nasie het gode wat vir hulle so naby is soos die Here, onse God? So dikwels as ons hom aanroep. Hy sê, watter ander nasie kan sê dat hulle God is so naby, dat wanneer hom aanroep is hy daar? Israel kon dit sê. Hy sê vers 8, en watter groot nasie is daar, wat sulke regverdige insettinge en verordeninge het, soos hierdie hele wet wat ek julle vandag voorhou. Watter ander nasie kan sê dat hulle so 'n waterdigte wet, so 'n regverdige insetting, soos wat die nasie Israel het. So ons sien dat God het Israel uitgekies. Want hy is soewerein, hy kan kies wie hy wil, en hy kan optree soos hy wil, want sy wees nie ons weet nie, hy sien baie verder as wat ons sien. Die wêreld vandag is ongelukkig en sê, hoekom het God nie besluit om hom te openbaar aan elke nasie? Hoekom het God hom nie aan die Indiërs geopenbaar soos 'n Indiese Jesus, en aan die Chinese soos 'n Chinese Jesus, en aan Suid-Afrika soos 'n Boere Jesus of 'n Zulu Jesus nie? Hoekom net Israel? Luister my vriend, moenie spot met die soewereiniteit van God. God het dit so gewil. En ek onderwerp my aan sy wil. Hy het nie eens nodig om vir my 'n antwoord te gee nie. Ek mag vra, maar hy kan besluit of hy wil antwoord of nie.
Wie is ek om 'n antwoord af te doen? Amen. Ek weet ons as mense so, kyk, ek het al gesien, as ek nou 'n bietjie geld het en ek wil sweeties gaan koop. Ons het die naai bietjie sweeties gekoop. Né? En ek wil nou seker maak dat daar vrede in die huis is. En ek vat hierdie sweeties. Jy het een van twee dinge wat jy kan doen. Ek kan of besluit, ek vat hierdie sweeties en ek gee dit vir een persoon. En ek sê, vat jy die sweeties en deel jy dit uit soos wat jy goed dink. Maar hoor jy, dan jy is niks. Want die regverdige deling is non-existent. Dit is soos hy iets sal mors, een vir jou en een vir my. Een vir jou en een vir my. Een vir jou en een vir my. So as ek 'n moeilikheid het, gee al die sweets vir een persoon. En laat die een persoon dit uitdeel. Maar as jy nie moeilikheid wil hê, dan moet ek al sweets voor die tyd opdeel. As ek sê, daar's jou 10, daar's jou 10, dan is almal happy, want almal het nou 'n regverdige deling. Amen. En 'n mens sou dink, dis hoe ons as mens dink, dat hoekom het die Here nie 'n regverdige deling gemaak nie? Gee vir elkeen sy deel. Maar Jesus, God het besluit, wel Jesus is die woord, dis God. Hy het besluit, ek gaan myself net aan een volk openbaar. En ek gaan hulle seën. En ek gaan myself aan hulle openbaar. En ek gaan my insettinge vir hulle gee. En dis God se wil om dit so te doen. Dis sy soewereiniteit. And that is the end of the topic. Ons praat nie verder daaroor nie. Dis God se wil. En God het besluit om homself aan Israel te openbaar. Wat 'n wonderlike voorreg vir Israel, dat hulle deur God gekies is. Kyk gou 'n bietjie Psalm 147. En wat sê vers 19 en 20? Hy sê, hy maak aan Jakob sy woord bekend. Aan Israel sy insettinge en sy verordeninge. So het hy aan geen enkele nasie gedoen. Dis net aan Israel. Sien nie? Hy het aan geen ander nasie dit gedoen. En sy verordeninge, die ken hulle nie. Net Israel. En God het dit gedoen met die intensie dat soos wat hy hom aan Israel openbaar en sy insettinge aan hulle bekend maak en sy majesteit aan hulle toon, dat hulle dan sal gaan, soos wat ek vir al my seun al die sweeties sal gee, vir my een seun, dat hulle sal gaan en dit gaan deel met die res van die wêreld. Dat hulle dit wat hulle van God ontvang het, sal gaan uitdra, sal gaan uitbeeld en sal gaan deel. Dat die wêreld, wanneer hulle na Israel kyk, dat hulle sal sien hoe goed is God. Amen. Dat hulle sal sien hoe wonderbaar is hy, hoe groot en hoe heerlik is hy. Dit was God se intensie, dat Israel 'n toonbeeld sal wees van wie God is. Ja, amen. Maar wat sien ons? Ons sien dat Israel het traaglik misluk in hierdie missie. Wanneer ons lees, toe Jesus na die aarde toe gekom het, onthou God se eerste intensie was, ek wil myself deur Israel openbaar. Maar ons sien dat Israel het die weë van God verlaat. Toe kom Jesus. Toe stuur die Vader sy eie seun, sê ek sal my seun na die wêreld. Om openbaring te wees van wie ek is. Maar kyk wat sê Jesus self aangaande Israel, toe hy in Matteus 21 vers 13 daar in die tempel ingaan en hy sien hoe hulle duiwe verkoop is, hoe hulle geld maak en buitensporige wins verkry uit mense wat offers kom koop by die tempel om te bring aan die Here. Dan sit hulle buitensporige pryse op en die Here sê vir hulle, my Vader se huis moet 'n huis van gebed genoem word, maar julle het dit 'n rowerspieelonk gemaak. Hoor wat sê God oor Israel, sy volk. Julle het my huis 'n rowerspieelonk gemaak. Ek wonder,
sou u sê, daar is vandag nog sulke rowerspelonke. Amen. Maar dit gaan oor gewin. Dit gaan oor winsbejag. Dis die een show na die ander. Dis die een preek oor geld na die ander. Dis die een reënboogkonferensie na die ander. Dis die een CD verkoop en boekverkoop na die ander. Luister, mense, dit is 'n rowerspelonk. Dit gaan vir hulle oor winsbejag. Jy kan dit opmaak soos wat jy wil. Jy kan dit pragtig in die mooiste geskenkpapier toedraai, maar op die einde gaan dit oor rand en sent. Ek skaam my as ek hoor oor die bedrag wat sommige van hierdie mense vra, net om te kon vertel by 'n gemeente wat die woord van die Here vir jou sê. Want dit gaan oor dit. Breek my hart. Want dit is ook 'n uitbeelding van hoe die wêreld God sien. God sien dit wat hy uit jou kan uitkry. Israel het God verkeerd verteenwoordig. Hulle het die huis van God 'n rowerspelonk gemaak. Die Here help ons dat dit nooit hier sal gebeur. U kan self sê, ons is nou al 8 jaar hier aan die gang, het ons al ooit een preek oor geld gedoen. Nie dat geld nie in die Bybel voorkom nie, maar jy moet hom reg interpreteer. Het gaan nie hier oor ryk word nie. Ek leef 'n eenvoudige lewe, maar die Here weet wat ek nodig het. En hy voorsien elke dag na ons daaglikse behoeftes. En hy het ook vir ons hande gegee, né? Ons kan 'n bietjie werk ook. Né? Jy kan 'n bietjie jou hande gebruik. My vrou is al goed met 'n pannekoek bak. en gisterand toe sien ek, maar die vingers kan nogal 'n naald vashou. Hy doen allerlei patrone, en as ek sien, hoop, daar's 'n skoentjie. Né? Jy kan 'n bietjie werk ook. Die arbeider is sy loon werd. Amen. Maar ons sien dat Israel het van die huis van die Here 'n rowerspelonk gemaak. En wat het Jesus gesê met betrekking tot die leiers van Israel? Toe hy op aarde was. Kyk bietjie Matteus 6 vers 23. Hy sê daar, maar as julle oog verkeerd is, sal julle liggaam donker wees. As daar die lig in julle donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Hy sê julle is blindes. Wat blindes ry. Julle oog is verkeerd. En daarom is die duisternis groot. Hy sê daar in Matteus 15, hy sê hierdie volk nader my met hulle mond, vers 8, vereer my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. Amen. Kyk wat sê vers 6, julle het die gebod van God kragteloos gemaak deur julle oorleweringe en tradisies. Jy sien wat hierdie skrifgeleerdes gedoen het. Hulle is mense wat weer gaan sit het, dan hulle kopieë gemaak van verskillende dele van die Torah, dit neergeskryf, elke keer as hulle opgestaan het en hulle het iets gaan doen, hulle kom terug en hulle het hulle hande gewaas en deur 'n hele reinigingsritueel gegaan. Party mense is so 'n rituele in. Jy weet, waar die Here gesê jy moet deur 'n klomp rituele gaan om hom te dien. Jy moet deur 'n klomp rituele te gaan om sy salwing los te maak. Nee man, dit gaan oor geloof. Yes, amen. Glo in God. Glo ook in my. Amen. Los in die rituele. Maar die skrifgeleerdes het so 'n rituele geglo. Ons moet eers onsself reinig, en dan gaan sit ons nou weer en skryf die Bybel. En as jy dieselfde skrifgeleerdes wat onregverdige wette op die volk gelaai het, en onthou, hulle is veronderstel om God uit te beeld. En die mense het die idee van God gekry dat God is 'n God van rituele en ordes en wette. Wat die skrifgeleerdes, en weet jy, dan het hulle gegaan, en buitekant dit wat God gevra het hulle nog 613 extra wette gaan skryf, sodat die mense het moet onderhou. Met ander woorde, kom ons laai nog laste op mense. Hier's nog 'n klomp goed wat julle moet doen. As jy stap, onthou op die Sabbat stap 5 tree, maar vat 'n stoel staan, maar dan moet jy eers gaan sit. As jy meer as 5 tree trap, want jy die wet oortree. Sulke simpel wette. Jy sal vandag nog in Israel gaan, dan sal jy sien dat vir die Jode is daar nie eens knoppies in die huisbakke nie. Want jy mag nie eens 'n knoppie druk op die Sabbatdag nie, maar dis werk.
Die ysbak, hy gaan van self. Hy stop by elke vloer. So jy moet nou maar, as jy nou op die 10de vloer wil wees, jy gaan nou maar eers deur 1, 2 tot by 10 moet gaan. Sulke goed. En as jy reg kry om die wet te onderhou wat hulle vir jou gee, dan skryf ons gou nog 'n paar. Want ons wil dit vir jou onmoontlik maak. Want ons wil jou heeltyd onder 'n staat van beskuldiging hou. Jy moet heeltyd skuldig voel. Ek het al weer oortree. Dis hoe daai skrifgeleerdes was. Sal jy like om so te leef? En dis wat Jesus vir hulle sê, julle doen al hierdie goedes. Julle het die woord van God kragteloos gemaak met wette en instellings en oorleweringe. Hy sê daar in vers 14 van Matteus 15, hy sê, laat hulle staan, hulle is blinde leiers van blindes. Hy praat nie van die leiers van die volk. En as 'n blinde 'n ander blinde lei, dan val al twee in die sloot. Sien jy dit? Dis wat God van Israel sê, hierdie volk, wat God self gekies het, om hom te verteenwoordig. Dit, welkom Michael. Hy is getrou. Jy lyk te never. Nee, jou vrou het mooi verskoning gemaak. Hulle wat God moet voorstel, dit is wat hulle uitbeeld. En weet jy wat? Die wêreld kyk toe na hulle. En as gevolg van hulle wat 'n verkeerde beeld uitbeeld van wie God is, het die wêreld en die res van Israel 'n skewe beeld gekry van wie God is. Want hulle het na die leiers gekyk en die leiers het 'n verkeerde beeld van God uitgebeeld. En weet jy wat? Die res van Israel het begin dink, God is 'n harde God. God is 'n wrede God. God is 'n onredelike God. Kyk net wat hy alles van ons vra. Maar dis alles te danke aan die leiers. Want die leiers het 'n verkeerde beeld van God uitgebeeld. En daarom sien ons dat wat Israel aanbetref, het soveel van hulle eie etniese bevolking wegbeweeg van God. En het hulle nie behaag in die wet van die Here nie. En 'n mens kan actually begrip hê. Want hulle het die idee gehad dat jy kan nie tot God nader nie. God is te ver, God is te streng. Jy sal nooit kwalifiseer nie. Never, want die leiers het dit so vir hulle uitgebeeld. So ek kan begrip hê hoekom hulle wegbeweeg het van God af. En hoekom hulle gedink het dat intimiteit by die Here is nie moontlik nie. Ja, amen. Want daar was 'n skewe beeld van God vir hulle uitgedra. En dit is vir my 'n jammerlike saak om dit vandag te moet erken. En dit is dat dit wat Israel ervaar het in daardie dae is vandag nog steeds die waarheid. Ons sien hoe leiers wat veronderstel is om 'n ware beeld uit te beeld van wie God werklik is, dat hulle traaglik misluk in ons primêre funksie, en dit is om beelddraers te wees van wie God is. En as gevolg daarvan is daar duisende mense wat die weë van God verlang. Ja, amen. Wat met God niks te doen wil hê nie. Omdat ons wat veronderstel is om God uit te dra, 'n verwronge beeld, 'n skewe beeld van die Here uitdra. Ek vra vandag, wanneer mense na jou en my kyk, trek jou lewe mense nader na God? Kry hulle 'n duidelike beeld van wie God is? Of kry hulle 'n skewe beeld en dryf dit hulle weg van God? Onthou wat ek aan die begin gesê het. Wanneer laas het ons gesê, Here, wees my genadig. Ja, amen. Wees my barmhartig. Want as ek net Lukas 6 lees, dan staan ek skuldig voor die Here. Want ek besef hoeveel maal doen ek sy beeld skade in hoe ek optree, in wat ek sê.
Maar ons is sy gesandte. So hierdie wêreld vandag het 'n ware openbaring nodig. Jou buurman het 'n openbaring nodig. Jou kinders het 'n openbaring nodig. Jou pa en ma, hulle het 'n ware openbaring nodig van wie God is. Maar dank die Here, ons het 'n voorbeeld waartoe ons kan gaan. As jy nie weet, hoe moet ek hom openbaar maak nie? Hy het sy seun dat jy die wêreld gestuur het om God aan ons te kom bekend maak. Sodat ons na sy doen en later kan kyk, sodat ons na sy woorde kan luister en kan sê, wel, as ons doen soos wat hy gedoen het en as ons praat soos wat hy gepraat het, dan sal ons 'n ware beeld uitdra. 'n korrekte beeld van wie God is. En dit is die primêre rede hoekom Jesus gekom het, om God aan ons bekend te stel. Sodat ons na hom kan kyk. Nou wat het Jesus gesê? Wat het hy gesê? As dit dan is dat ons God kan hoor in wat hy sê, en dat ons God kan sien in wat hy doen, wat het hy gesê? Kom ons lees gou weer ons skrifgedeelte. Lukas 6, dan kom ons, vat ons sommer daarvan vers 27 af, wat sê julle? Lukas 6 vers 27. Hy sê, maar ek sê vir julle wat luister, julle moet julle vyande lief hê en goed doen aan die wat julle haat. Wie praat hier so? Jesus. Seën die wat julle vervloek en bid vir die wat julle beledig. Aan hom wat jou op die wang slaan, moet jy ook die ander een aanbied. En aan hom wat jou boekleed neem, moet jy ook die onderkleed nie weier nie. Maar gee aan elkeen wat jou iets vra, en eis jou goed nie terug nie, van hom wat dit neem nie. En soos julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, so moet julle ook aan hulle doen. En as julle die lief het, wat julle lief het, watter dank het julle? Want die sondaars het ook die lief wat vir hulle lief het. En as julle goed doen aan die wat aan julle goed doen, watter dank het julle? Want die sondaars doen ook dieselfde. En dan ons skrifgedeelte, maar julle moet julle vyande lief hê, vers 35. En goed doen aan die sonder om terug te verwag. En julle loon sal groot wees. Julle sal kinders van die Allerhoogste wees, want hy is selfgoedertierend oor die ondankbares en die slegs. Broer en suster, as ons dit lees, wat sê dit ons aangaande God? Wel, wat vir my eerste die duidelikste uitstaan, is dat God het alle mense lief. Hy het selfs diegene lief wat in rebellie teen hom staan. Hy het selfs diegene lief wat hom vyandig gesind is. Hy het selfs diegene lief wat sy seun vermoor het. En hy gebruik die woord vermoor, want dis wat gebeur het. 'n Onskuldige man was doodgemaak op valse aanklagte. Hy was vermoor. God het selfs daai mense lief. Want ek weet het, want eendag sal hulle sien in wie hulle gesteek het, en daar sal 'n rou wees in Israel soos nog nooit van tevore nie, en hulle almal sal tot bekering kom, en God sal sy genade, sy gees van genade en barmhartigheid vir hulle uitgiet. Gaan lees maar Sagaria 12. Hy het hulle lief. Staan so skuldig. Ons het gesê dat Jesus het gekom om God uit te beeld, sodat ons dit kan sien en dat ons dan dit kan navolg.
Ek wil vir u sê, ek staan skuldig. Yes. Sommige net op hierdie een punt. Kyk wat sê Romeine, aangaande hierdie God. En hoe hy homself uitgedra het. Hy sê in vers 7, Romeine 5, hy sê, want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons sondaars was. God het gesterwe vir slegte mense. En hy het daarin sy liefde gewys. Ek staan skuldig. Ons sien in hierdie vers wat ons gelees het in Lukas 6, dat die Here doen goed aan die wat hom haat. Ek staan skuldig. Ek doen God se beeld skade. Want ek doen nie wat hy self gedoen het. En steeds doen nie. Maar Matteus 5:45 sê, hy laat reën op regverdiges, sowel as die onregverdiges. Twee boere met twee plase langs mekaar, die een dien die Here, die ander een nie. Die reën val op al twee plase. Want God is goed. Amen. Doen ons soos wat hy doen. Ek is skuldig. Ons sien dat die Here seën die wat hom vervolg. Dis nie so maklik nie. Nee. Kom ons wees maar eerlik. Amen. Wat is jou eerste reaksie as iemand jou vloek? Kom aan. Kom aan, Nico. Vertel vir ons bietjie. Wat doen jy as iemand jou vloek in jou gesig? Wie dink jy wie? Ja, weet jy met wie jy praat? Weet jy wie my pa is? Nico, ons almal is skuldig, man. Ek het sommer uitgeluk. Maar broer en suster, wat het Paulus vir ons geleer in Romeine 12:14? Seën die wat jou vervolg. Amen. Seën en moenie vervloek nie. En ons lees hierdie goedes, maar dan dink ons, ja, Here praat met jou hier langs my. Hy hoor om hierdie goed te hoor. Baie moeilik. Ek is fyn, Here, maar hierdie vrou van my, hierdie man, praat met daai Here. Is dit nie so nie? Miskien moet ons vanmôre sê elkeen bietjie vergeet van wie sit langs my. Ja, amen. Yes. Kyk so bietjie hier binne. Ja, amen. Soos wat ou Dawid gebid het, search me, O Lord. Yes, amen. Know my heart. Try me, O Savior, know my thoughts. See if there be a wicked way in me, and cleanse me from every sin, and set me free. Amen. Miskien moet ons vanmôre 'n bietjie na onsself kyk. Is ons besig om Christus uit te dra, soos wat hy vir ons die voorbeeld stel, soos wat hy vir ons geleer het, en soos wat hy self gedoen het? Wat het Jesus gebid op die kruis, daar in Lukas 23, teenoor sy vyande, teenoor die wat hom doodmaak, daar in vers 4, hy sê, Vader, vergewe. Hy is besig om in sy eie bloed te verdrink, en hy preek vergifnis. Wat 'n liefde. Jy sien, God se liefde was so groot. God se liefde is so diep, dat dit enige oppositie en enige hindernis kan oorbrug. Weet jy hoekom? Gaan lees bietjie wat sê Romeine 2 vers 4, want dis die liefde van God. Of nee, nie die liefde, dis die goedheid van die Here.
wat ons tot bekering help. Yes. Dis hoekom hy so liefdevol is, want sy grootste begeerte is dat almal gered sal word. Amen. En hy is bereid om skade te ly. Hy het sy seun gegee, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan. Yes. Dis sy goedheid. Hy is bereid om skade te ly, as dit jou bekering kan werk. Amen. En kom ek sê vir dit was die goedheid van die Here wat my telke male al na my knie toe gebring het. Yes, amen. Dat ek hom sal aanroep en sê, Here, wees my genadig. Inteendeel, dis die goedheid van die Here wat my gehelp het vanmôre om hierdie gedagte aan U bekend te maak. Want ek staan so skuldig, broer en suster, ek praat met myself vanmôre. Ek wens ek kan sit daar waar julle sit, dat iemand dit van my kan sê. Want ek het nodig om dit te hoor. Ek weet ek moet klaarmaak. Maar hierdie gedagte moet neerkom. Want as ons hier uitstap en aangaan met ons normale lewe en aangaan met praat soos wat ons normaal gepraat het, dan beteken hierdie woorde van môre absoluut niks. Amen. Wat help het ons spreek net en ons praat met mekaar 'n klomp goed en ons stap met mekaar en sê wel dit was nog 'n goeie boodskap, maar daar is geen verandering in ons gesindheid nie. Geen nader beweeg om soos hy te wil wees nie. Ja, amen. Die woord moet ons verander. Ons gedagtegange. Die manier hoe ons spreek. Yes. Kyk wat sê vers 37 van Lukas 6. Hy sê, julle moenie oordeel nie, dat julle nie geoordeel word nie. Julle moenie veroordeel nie, dan sal julle nooit veroordeel word nie. Spreek vry. En julle sal vrygespreek word. Dit is vir my een van die lieflikste ervarings, toe 'n sekere individu in die gemeente iemand moes vryspreek. En ek kon getuie wees daarvan, ek kon dit aanskou. En jy kon sien, toe daardie individu vryspreek, hoe die gelaatstrekke sommer verander, hoe die las sommer afval. Jy weet, die skade wat mense baie keer aan 'n mens berokken is, baie keer so diep en so groot. Ja, amen. Maar baie keer moet ons die koste gaan bereken. Waar gaan dit jou uitbring as jy aanhou dra aan daardie haats of daardie verwyte, wat jy dit ook al wil doen? Kyk waar bring dit jou uit. Jy word oud voor jou tyd. Jy kan nie die lewe geniet nie. Jy sit met hierdie oordeel in jou hart. Maar deur die genade van God, deur sy Heilige Gees wat jou die krag gee, kon ek self aanskou hoe 'n individu 'n ander individu vryspreek oor 'n walglike ding wat daai persoon gedoen het. Maar toe kon ek sien, toe daai woorde geuit word, die bevryding wat dit gebring het. Spreek vry. Amen. Sodat jy vry kan wees. Amen. Amen. Miskien het iemand nodig om vanoggend iemand vry te spreek. Wil jy vry wees? Spreek vry. En ons sien hierdie wonderbare karaktereienskappe, soos wat Jesus dit ook geopenbaar het. Weet Johannes, hoofstuk 3, ons het vers 16 ken ons natuurlik almal baie goed. Ek hoop so. By julle al vers 17 gelees. Dit ons lees baie keer, nou lees ons ken ons net versies. Maar ons weet nie wat is die versie voor en die versie na nie, want ons is versie mense. Dis wat ek in hierdie koringkorrels het, dit ons geleer. Net trek net 'n koringkorrel en ek het my versie vir die dag. En as die versie wat jy getrek het nie lekker is, as dit jy om terug, dan trek jy aan nie, en dan tot jy 'n lekker versie kry. Het ek my versie. Dis nou wat gebeur het met soveel mense, hulle ken nie versies in die Bybel, hulle ken nie regtig die Bybel nie. Kyk wat sê vers 17, hy sê, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hoe lyk dit met jou en my?
God het Israel gekies, Israel het misluk. Toe stuur hy sy seun om vir ons die voorbeeld te stel. Toe word die kerk opgewek om na Christus te kyk, om hom uit te beeld. Hoe goed dink jy, hoe suksesvol is ons in ons missie? Wat dink jy? Broer en suster, al hierdie karaktereienskappe, en ons kan nog lank praat, maar die vliegtuig moet nou kom land. Al hierdie karaktereienskappe is gegee, omdat God wil hê dat ons dit sal implementeer. Want hy wil hê dat ons sal wees soos wat hy deur sy seun was in die wêreld. En ek weet, hierdie dinge bots met die vlees. Hierdie goedes bots met die natuurlike reaksie van ons as mens. As iemand jou slaan, wat gebeur natuurlik? Jy voel hier die krag gaan nou deur my vuis. Dis die vlees. Né? So al hierdie eienskappe is in teenstand met dit wat God van ons vra. Ons wil oog vir 'n oog. Ons wil vervolg die wat ons vervolg. Maar wat het Jesus gesê in Lukas 6 vers 46? Hoekom noem julle my Here, Here? Maar julle doen nie wat ek sê nie. Hierdie Lukas 6 wat ons net bespreek het, gee vir ons al hierdie eienskappe. Christus sê, ek wil hê dat julle God sal demonstreer, soos wat ek my Vader gedemonstreer het, sodat die wêreld na julle kan kyk en sal glo. Maar as ons onsuksesvol is in die demonstrasie van God, gaan gebeur, soos wat met Israel gebeur het, die wêreld gaan 'n skewe beeld kry van wie God is. Hulle gaan dink God is 'n streng, ongenadige, ontoereikbare God, want dit is hoe baie mense dit uitbeeld. Of, hulle gaan dan dink, nee, God is 'n Mickey Mouse, want as hulle jou kyk, dink hulle God is 'n swakkeling. Die vraag is, beeld ons God uit, soos wat hy waarlik is? Of beeld ons hom skeef uit? Jesus het gesê, moenie vir my sê, ek is jou Here, en dan sê ek vir jou, doen hierdie dinge, en jy doen dit nie. Kan jy self indink? 'n samelewing, waar almal net doen wat die Here gesê het, ons moet doen. Dink vir jouself net, Dora dink net, so 'n gemeenskap, daar in Provinspark, so 'n gemeenskap, waar almal net doen wat die Here gesê het, hoe lieflik sou dit wees? Hallo, dink jouself in 'n gemeenskap, waar almal aan die ander doen, wat hulle aan hulle self gedoen wil hê. Soos wat Matteus 7:12 ons leer. Hoe sou dit nie gewees het nie? Dink net, 'n gemeenskap waar die liefde van God, die liefde vir God en die liefde vir die medemens so diep is, so groot is, so sterk is, dat dit sal nie meer nodig wees vir polisiestasies nie. Of vir howe nie. Of vir tronke nie. Want ons almal hanteer mekaar soos wat ons hanteer word. Soos wat Jesus ons geleer het. Kan jy self indink? 'n regverdige regering waar dit nie 'n misdaad is om Christus te verklaar nie, om sy lof te besing nie, of om dinge te doen in die naam van die Here nie, waar jy nie skeef aangekyk word nie, waar dit eintlik aanbeveel word. Kan jy self so regeer? Dink aan 'n gemeenskap waar daar geen gevloekery is, geen geweld, geen misdaad, geen vernekery, geen diefstal, geen leuns. Spreek net die waarheid onder mekaar. Dink jouself in so 'n gemeenskap. Maar weet jy wat? Jy gaan nie op aarde so 'n gemeenskap kry nie. Maar dis in hierdie bose wêreld waar God so 'n gemeenskap ingebring het om te sê, ek wil hê dat julle so sal optree te midde van 'n bose gemeenskap daar buite. Broer en suster, hey, hoekom dink jy het God jou gered? Hoekom is jy 'n kind van die Here?
Wel, hy het jou gered van jou sonde, sodat jy weer met hom gemeenskap kan hê. Amen. Maar dat ons ook gemeenskap met mekaar moet hê, want jy sien, God wil hê dat ons verander sal word deur die vernuwing van ons gemoed, sodat ons kan beproef wat die goeie, die welgevallige en volmaakte wil van die Here is, en sodat ons verander sal word, en dat ons liggame geoffer sal word as 'n lewende, heilige, welgevallige offer, wat inteendeel ons redelike God is. In ander woorde, ons praat hier oor eerste beginsels, nie eens oor die dieper dinge nie, sodat ons Christus kan gaan demonstreer aan 'n bose gemeenskap, sodat hulle sy goeie werke in jou kan sien, en ons Vader wat in die hemele is, sal verheerlik. Amen. We have been saved to change into the image of the incorruptible, glorious, holy God. Dis hoekom ons gered is. Jy is gered om te gaan lief wees vir die wat jou haat. Yes, hallelujah. Jy is gered om te gaan seën die wat jou vervolg. Jy is gered om goed te doen vir die wat jou ondergang soek. En ek sê weer, ek staan skuldig. Ek het Jesus al so baie maal nie reg verteenwoordig. En ek bely dit vanmôre. En ek wil sommer met die vrymoedigheid neem, as ek ooit enige iemand, as ek 'n verkeerde beeld van Christus voorgestel het, in my doen en late, of in my getuienis, of in my manier hoe ek gepraat het teenoor enige van u, as ek die eerste een wat sê, wees my barmhartig. Vergewe ook my oortreding, want dit is my begeerte om soos hy te wees, nie asof ek dit al bereik het nie, maar ek gryp daarna, want Christus gryp my elke dag meer en meer. So terloops, daai gemeenskap waarvan ek gepraat het, dit bestaan, maar nie hier op aarde nie. Ons noem dit die hemel. Daar is so gemeenskap. En ek weet nie van u nie, maar ek het so lank my kaartjie gereserveer. Want ek wil deel wees van so gemeenskap. Ek soek dit. Ek verlang daarna. En al wat ek hier op aarde doen is, ek is in God se oefenkamp. Ek is in bootcamp. En ek oefen, sodat my gesindheid kan verander om te wees soos Jesus sin, sodat die verskil dan nie te groot is wanneer ek daar kom. Ek wil soos hy wees. So ek let op myself en ek let op die leer, want ek wil soos Jesus wees, want dis waartoe ons geroep is. Vir hierdie doel het hy gekom, om God aan ons openbaar te maak, sodat ons in hom God kan sien en verander kan word om soos hy te wees, dat ons daardie beeld weer kan uitdra na die wêreld, soos Israel veronderstel was om te doen, maar misluk het, maar soos Jesus suksesvol was, hy was versoek net soos ons, maar sonder sonde. En nou moet ons daardie beeld gaan uitdra. En ons het net so 'n paar dinge aangeraak vanoggend, hoe Jesus was. Gaan dan en doen jy dieselfde. Kom ons staan. Ek gaan nie eens vra met wie die Here gepraat vanoggend nie, want ek weet dit sluit almal van ons in. Amen. Ons almal het 'n saak uit te maak. Ons staan soos in Jesaja voor God, waar God sê, kom Jesaja, laat ons die saak uitmaak, Jesaja 1 vers 18. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Broer en suster, jy mag dalk dink, jy het gearriveer. Ek wil sê, as jy so dink, is jy klaar skuldig. Dan moet jy van die troon afklim. Sal die hoogmoedige sal die koninkryk van God nie sien. Amen. Al het jy in geen opsig gestruikel nie, dan wil ek vir jou sê, struikel ons almal in woorde. Want as iemand in woorde nie struikel, is hy in staat om sy hele liggaam te onderhou. Broer en suster, ons almal staan skuldig, want hierdie ou tongetjie is 'n onbedwingbare vuur.
Ja. Dit steek 'n wêreld aan die brand. Dit skep 'n wêreld van ongeregtigheid. Yes. Hoeveel maal het jou tong meer skade gedoen as goed? Amen. Miskien moet ons hierdie tong vanmôre sê, Here, soos wat ek my werk onderwerp, soos wat ek my Yes. familie onderwerp, miskien moet jy vanmôre jou tong onderwerp. Here. En sê, Here, ek vat hierdie tong vanmôre. Ek vra U, wees Here, ook oor my tong. Amen. Dat die woorde wat ek spreek, die oordeenkinge van my hart, en die woorde van my mond, die welbehaaglik sal wees. Dat alles wat ons doen in woord en in daad. Amen. Volgens Kolossense 3, alles wat julle doen in woord en daad, Here. laat dit wees tot eer van die Here. Okay. Is daar iemand wat jy nodig het om vry te spreek? Glory to my. Is daar iemand wat jy nodig het om te vergewe? Miskien is daar iemand wat jy te nagekom het en jy het nodig dat hy jou moet vergewe. Miskien moet jy die saak gaan uitmaak. Maar broer en suster, as ons dan wil sê ons is kinders van die Here, dan moet ons begin doen wat die Here sê ons moet doen. Ons moet begin praat soos wat hy praat. En hy het gesê, seën die wat jou vervolg. Amen. Wees lief vir die wat jou ondergang soek. Doen goed aan die wat jou te nakom, want dit is wat God gedoen het. Hy laat reën oor regverdiges en onregverdiges. Amen. Hy is een wat seën. Dis wat ons in Lukas 6 gesien het. Hy was lief vir sondaars. Jesus. Kom ons gaan doen dieselfde. Glory to my Lord. Is u gereed om te verander? Is u bereid om te verander? Of dink jy jy's okay? Ek stel vanmôre voor jou, Rita. I'm not okay. I'm closer than I was, but I'm not yet what I'm supposed to be. Amen. So die Here help ons. Die Here help ons. Amen. Miskien kom ons neem net 30 sekondes. Miskien wil jy net so vir 'n oomblik self met die Here praat. Yes. Ek het nou genoeg gepraat. Wil jy nie vir 'n oomblik self bietjie met die Here praat? Miskien wil jy ook vir hom sê, Here, maak my hart bekend. Miskien is daar iemand teenoor wie ek moet regmaak. Miskien is daar iemand wat vrygespreek het. Praat bietjie met hom. Ek wil soos U wees, Here. Ek wil doen wat U vra. Vader, U is so goed. U is so wonderlik. U is so heilig. Ek staan beskaamd Here. wanneer ek in die lig van U heerlikheid staan. Here is. En U met U oë van vuurvlamme dwars deur my kyk. Here is. U is 'n God wat alles sien. Amen. Niks is vir U verborge nie. Jesus. Maar daarom is ek ook dankbaar, want ek weet dat U het ook elke gebed gehoor Dank u. wat vanmôre opgegaan het. Elke sug het U vanmôre gehoor. Elke opregte hart Here is. sien U raak vanmôre. U het gehoor hoe individue vanmôre sê, wees my barmhartig, Yes. o Here. Wees my genadig. Genees my, o Here, Amen. en ek sal genees wees. Dank u. Red my, o Here, Amen. en ek sal gered wees. Amen. Verlos my. Maak my vry, en ek sal vry wees. U het elke gebed gehoor.
Dankie, Here. Dankie Heilige Gees dat U steeds vandag oortuig, Dankie, Here. dat U steeds vandag openbaar maak. En U woord het gesê dat hy wat U lief het, kom na U, sodat die werke openbaar gemaak kan. Ons staan vanmôre naak voor U. Ja, Here. Vergewe my oortredinge. Vergewe my waar my tong dood gespreek het en die lewe. Amen. Vergewe my wanneer ek wrokke gedra het in my Ja, hart Here. teenoor die wat my te na gekom het. Skenk my die krag om nie net met lippe te haal nie, maar van harte die te vergewe wat my te na gekom het. Om vry te spreek die wat my ondergang gesoek het. Dankie dat U dit vanmôre doen. Vir elkeen hier vanmôre. Jy wat vrygespreek het vanmôre, wees vry. Amen. Jy wat vergewe het, God vergewe. Want hy sê as jy die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle oortredinge ook vergewe. My broer, my sussie, you are forgiven because you have forgiven. Mag die seën van die Here op jou rus. Mag jy sy goedheid beleef. Soos wat Psalm sê, net goedheid en guns sal jou volg. Amen. Al die dae tot aan die volleinding van die lewe. Yes. Gaan vandag in die vrede van julle, want God het ons tot vrede geroep. Amen. Gaan leef vrede uit. Leef in vrede so ver as wat jy kan met alle mense. Dankie, Here. Want dis die wil van God. Amen. Christus Jesus. Amen.